Welkom by ons Afrikaanse lesstudie vir hierdie week. Ons gaan voort in ons indiepte Bybelstudie reeks om 'n hegte verhouding met God te hê. Ons is by les 9 en ons gesels hierdie keer oor sonde, die evangelie en die wet. Sonde is ongetwyfeld die grootste struikelblok in ons soeke na 'n hegte verhouding met God. Dit bring nie net skeiding tussen ons en hom nie, maar mislei ons en maak ons seer, teer op ons totdat daar niks van ons oorbly nie. Ons stryd teen sonde en die eie ek is die grootste wat ons ooit sal stry, met verrykende gevolge, selfs ewige gevolge. Elke liewe mens sondig, ja met ons gedagtes, met ons motiewe, woorde en optrede maak ons beide ander en onsself en insluitend die Here seer. Uiteindelik verwoes sonde ons hegte band met God. Gelukkig openbaar die Here homself aan ons deur die kennis wat in sy wet te vind is, insiggewende kennis wat die sonde in ons lewens bloot lê. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, terwyl ons U woord gaan open, om te kyk wat die verband tussen sonde, die evangelie en die wet, raak ons aan, Heer, en help dat ons hierdie lesse in ons lewens sal toepas, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ons geheeteks vir hierdie week is in Psalm 119, vers 93 en 94. Ek sal U bevele tot in ewigheid nie vergeet nie, want deur hulle het U my lewend gemaak, aan U behoort ek, verlos my, want ek soek U bevele. Of ons dit nou wil weet of nie, sonde is 'n probleem wat ons almal raak en ons verhouding met God vernietig. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, volgens Romeine 3:23. Hoe kan ons die kloof wat sonde tussen God en ons skep herstel? Sommige het twee moontlike oplossings vir die probleem voorgestel. Deur die wet alleen, dit is verlossing deur werke, 'n wanopvatting van die funksie van die wet, of die evangelie alleen, verlossing deur geloof en die afskaffing van die wet. Reg verstaan is wet en die evangelie nie onverzoenbaar nie. Eerder, hulle werk albei saam in ons stryd teen sonde. Daarom gaan ons vandag kyk na 3 hoofpunte: sonde, die wet en die evangelie. Kom ons kyk eers na sonde. Die groot stryd is 'n werklikheid en ons is almal daarbey betrokke. Hierdie kosmiese konflik wat in die hemel begin het, word nou in elkeen van ons lewens voortgevoer. Kom ons kyk hoe om versoekings te vermy. Jakobus 1 vers 14 staan daar, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Ons bevind ons in 'n unieke tydvak van die geskiedenis. Kort voor die wederkoms en Satan weet dat hy alles in sy stryd moet werp om 'n stokkie voor ons hegte vriendskap met God te steek. Dalk het iets jou aandag afgetrek, iets wat nie noodwendig op sigself verkeerd is nie, maar wat soveel tyd en inspanning verg dat God nou die oorskiet moet kry. Miskien is dit jou werk, sosiale media, inkopies, sport of kos, wat die meerderheid van jou tyd in beslag neem. Opregte en doodeerlike selfondersoek sal aan die lig bring dat te veel van enige van hierdie dinge in ons lewens, of die wanbestuur van alles saam, tot min tyd vir God en ons medemens kan lei. Jakobus 1 vers 12 tot 14 staan daar: Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede meegesleep en verlok word. Jakobus noem die een wat versoeking weerstaan geseënd in Jakobus 1 vers 12, maar hy verduidelik die versoeking nie van God kom nie in Jakobus 1 vers 13, maar eerder voortspruit uit ons eie bose begeertes volgens Jakobus 1 vers 14. Paulus praat van 'n versoeker in 1 Tessalonisense 3 vers 5,
wat Jesus as Satan geïdentifiseer het. 1 Tessalonisense 3 vers 5 staan daar: Daarom, toe ek dit nie langer kon uithou nie, het ek ook gestuur om julle geloof te wete te kom, of die versoeker julle nie miskien versoek het en ons arbeid te vergeef sou wees nie. Matteus 4 vers 3 sê, en die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. En Matteus 4 vers 10, toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Hy is die een wat die beste weet hoe om ons swakhede te gebruik om ons tot sonde te lei. Laat ons nie vergeet dat ons in 'n kosmiese oorlog tussen Christus en Satan gedompel is nie, en dat die versoeker alles moontlik sal doen om ons van Christus af weg te keer. Samson is 'n duidelike voorbeeld van iemand wat voor die versoeking soeg deur homself deur sy emosies te laat meevoer, selfs wetende dat dit teen God se wil indrys. Rigters 14 vers 1 tot 3 staan daar: Toe Samson afgegaan het na Timna, sien hy in Timna 'n vrou uit die dogters van die Filistyne. En hy het opgegaan en dit aan sy vader en sy moeder vertel en gesê, ek het 'n vrou uit die dogters van die Filistyne in Timna gesien, neem haar dan nou as vrou vir my. Maar sy vader en sy moeder sê vir hom, is daar onder die dogters van jou broers en onder my hele volk nie 'n vrou, dat jy heen gaan om 'n vrou uit die Filistyne, die onbesnedenis, te neem nie? En Samson sê aan sy vader, neem haar vir my, want sy geval my. Rigter 16:1 gaan voort en sê, en Samson het na Gaza gegaan en daar 'n hoer gesien en by haar ingegaan. En in Rigter 16 vers 4, daarna het hy 'n vrou in die dal Sorek lief gekry, wie se naam Delila was. Hoe om versoekings te vermy is die vraag. Eerstens, deur God te soek. Matteus 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Miskien as Samson eers die Here geraadpleeg het, sou hy dalk vir hom 'n beter vrou gekry het. Sou hy dalk nie in die versoeking geval het nie. Dan tyd alleen saam met hom deur te bring kan ons help om versoekings te vermy. Markus 14:38, waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Dus moet ons al hoe meer tyd saam met God spandeer in gebed, sodat ons versoekings kan vermy en weerstaan. Dan moet ons die skuld van geloof opneem, sodat ons versoekings kan vermy. Efesiërs 6 vers 16, behalwe dit alles, neem die skuld van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. Waarmee stoei jy deesdae, is die vraag. Hoe kan die woord van God jou daarmee help? Antwoord hierdie vraag vir julleself. Kom ons kyk na wenke om sonde te vermy. En as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dit is beter vir jou om met een oog die koninkryk van God in te gaan, as om 2 oë te hê en in die helse vuur gewerp te word. Markus 9:47. Jesus het vir ons 'n duidelike instruksies gegee om sonde te vermy. 1. Vermy dinge wat jou tot sonde kan lei. Markus 9:43. En as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink die lewe in te gaan, as om 2 hande te hê en in die hel te gaan, in die onbluslike vuur. Job 23:12 sê ook, van die gebod van sy lippe het ek nie afgewyk nie, die woorde van sy mond het ek bewaar meer as my eie wet. Tweedens, vermy om na plekke te gaan waar jy dalk kan sondig. Markus 9:45. En as jou voet jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om krepeel die lewe in te gaan, as om 2 voete te hê en in die hel gewerp te word in die onuitblusselike vuur. Job 23:11 sê ook, aan sy voetstap het my voet vasgehou, sy weg het ek bewaar sonder om uit te dra. Byvoorbeeld, vermy om na plekke toe te gaan wat jou sal laat sondig, soos nagklubs of daar waar sonde gepleeg word. Derdens, vermy om dinge te kyk wat jou tot sonde kan lei.
Markus 9:47. En as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dit is beter vir jou om met een oog die koninkryk van God in te gaan, as om 2 oë te hê en in die helse vuur gewerp te word. Job 31:1 sê, ek het 'n verbond gesluit met my oë. Hoe sou ek dan ag gegee het op 'n jonk vrou? Byvoorbeeld om rolprente met onwelvoeglike tonele te kyk. Bly weg van goeters wat jou oë kan sien, wat jou tot sonde kan laat lei. Kortliks, doen alles in jou vermoë om sonde en die versoekings om te sondig te vermy. En bid daaroor. Moenie dink dat jy selfstandig is nie. 1 Korintiërs 10:12. Daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Moenie te veel van jouself dink nie, en moenie dink dat jy selfstandig sonde sal kan weerstaan nie. Bid dat die Here jou sal help. Hou op om vir almal te sê hoe goed jy is. Wees nederig soos Jesus. Matteus 6:2. Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas soos die geveinstes in die sinagoges en op die strate doen, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hul loon weg. Doen wat ook al nodig is om welis uit jou hart uit te roei. Matteus 5:28-29 staan daar, maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. As jou regter oog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. Hou op om ander te kritiseer en te oordeel. 1 Korintiërs 4:5. Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, wat die verborgde dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak, en dan sal elkeen lof van God ontvang. Dan moenie julle vyande haat nie, maar bid vir hulle. Matteus 5:44. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir wat julle beledig en julle vervolg. Hou op om kwaad te wees vir diegene rondom jou. Matteus 5:22. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg, en elkeen wat vir sy broeder sê rakka, moet verantwoording doen voor die groot raad, en elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Om 'n hand of 'n voet af te sny of 'n oog uit te pluk omdat dit jou laat sondig, klink na 'n buitensporige oplossing. En met rede, dit toon die ernstige lig waarin Jesus sonde en die se inplak op ons lewens beskou. Die vraag is, hoe ernstig neem jy sonde in jou eie lewe op? Ons beweeg aan na ons tweede hoofpunt toe, die wet. Nou sonde is die oortreding van God se wet en die mens het 'n aangebore neiging daartoe. Die wet bring dus die ware aard van sonde aan die lig. Dit is soos 'n bril omdat dit duidelik toon wat om mens aangaan, en dit is 'n spieël omdat jy duidelik sien hoe jy lyk. Die wet bring duidelikheid en oortuiging aan beide die gelowige se lewe en karakter, terwyl dit terselfdertyd insaag in God se karakter en wat vir hom belangrik is, bied. Ons kyk na die wet en sonde. Elkeen wat die sonde doen, doen ook wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. Die verhouding van die wet tot sonde is verkeerd geïnterpreteer deur sommige wat dink dat hulle hul sondes kan verlos deur die wet te onderhou. Maar Paulus skryf in Galasiërs 5:4, julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus, julle het van die genade verval. Hierdie idee het nou weer ander na die teenoorgestelde uiterste toegelei, naamlik dat die wet afgeskaf is. Die probleem was om te dink dat die wet verband hou met verlossing, of as 'n middel of as 'n hindernis om dit te bereik. Maar die funksie van die wet was nog nooit verlossend nie. Maar wat is dan die funksie van die wet? Wel,
Die wet openbaar sonde aan ons. 1 Johannes 3 vers 4 sê, elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. Sonder die wet sou ons nie weet wat sonde is nie. Paulus skryf in Romeine 7:7, wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie. Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie, want ek sou ook nie die begeerlikheid nie geken het nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Daarom sou ons nie 'n oplossing soek nie. Galasiërs 3 vers 4. Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Die wet is ver van 'n las, maar eerder 'n beskermende heining wat verhoed dat ons die verskriklike gevolge van sonde ly. 1 Johannes 5 vers 3 sê, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. Psalm 1 vers 1 tot 3. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Om hierdie meer prakties in ons eie lewens te maak, gebruik 'n skaal van 1 tot 5 en vra jouself af, hoe kosbaar is die lewende woord en die wet wat deel daarvan is vir my? Dan, hoe beleef ek die wet van God? Is dit iets beperkends of iets wat my versterk? Hoe gemaak om 'n beter begrip van die wet te kry, indien ek dit tot dusver as beperkend beleef het? Dan, wat sou gebeur as ek die wet van God, daardie wet waardeur ek hom en my medemens liefde bewys, die middelpunt van my lewe, my gesin se lewe en my kerkgesin se lewe gemaak het? Hoe sou my lewe en my verhoudings anders daaruit gesien het, is die vraag. Antwoord hierdie vraag vir uself. Ons beweeg aan na die evangelie. Kom ons kyk na die evangelie en die wet. Romeine 3:28 sê, ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Ons verlossing, die vergifnis van sondes en die ewige lewe word verkry deur die werk wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Galasiërs 3:13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Dit bring ons om Jesus daarvoor lief te hê. 1 Johannes 4 vers 9. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. En 1 Johannes 4 vers 19. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. En ons demonstreer hierdie liefde juis deur sy gebooie te onderhou. Johannes 14 vers 15. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Kom ons kyk na die verhouding tussen die wet en die evangelie. Dit wil sê verlossing deur die bloed van Jesus. Eerstens, die wet definieer wat sonde is. Tweedens, wanneer ons sondig, word ons veroordeel tot die ewige dood. Die wet is nie in staat om sonde te vergewe nie. Vierdens, Jesus het die ewige dood gelei om vir ons sondes te betaal. Vyftens, wanneer ons Jesus se offer aanvaar, word ons sondes vergewe. En sestens, sodra ons vergewe is, onderhou ons die wet, sodat ons nie weer sondig nie. 1 Johannes 2 vers 1 sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Jesus het nooit bedoel om die wet af te skaf nie, maar om dit te bevestig. Matteus 5:17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Beide die wet en die evangelie is 'n weerspieëling van God se karakter en daardie karakter is liefde. Dit is waarom die evangelie en die wet
pasmaats is. Maar wat beteken dit egter? Die wet bring nooit vergifnis nie, maak ons nooit regverdig nie en bring ook nie versoening nie. Inteendeel, dit toon waarom ons vergifnis kortkom, waarom ons regverdig gemaak moet word en ook waarom ons 'n behoefte aan versoening het. Dit is waarom die evangelie by die wet hoort, waarom dit selfs 'n fundamentele aspek vir 'n korrekte begrip van die wet is. Dieselfde evangelie wat sê dat Christus vir ons gesterf het, 'n middelaarsdood wat ons toegereken word, maar slegs deur geloof en nie deur die onderhouding van die wet nie. Kom ons kyk nou om op die rots te bou. Jesus het die gelykenis vertel van 2 huise, een op die sand gebou en een op die rots, maar slegs die een op die rots kon die storms weerstaan. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Matteus 7:24. Om die evangelie te aanvaar is 'n proses. Die eerste stap is kennis. Ons moet weet dat iemand ons kan verlos. Romeine 10:14. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Maar kennis alleen sal ons nie red nie. Jesus het diegene wat die kennis van verlossing ontvang, maar nie die beginsels van die evangelie in praktyk toepas nie, vergelyk met 'n persoon wat op sand gebou het en groot was die val. Matteus 7:26-27. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal ek vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op sand gebou het. En die reën het geval, die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot. Kennis moet gepaard gaan met konkrete dade. Matteus 7:24-25. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Ons word geregverdig sonder die werke van die wet. Romeine 3:28. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Maar dit is noodsaaklik dat hierdie werke in ons lewens gesien word as gevolg van ons verlossing. Matteus 7 vanaf vers 18. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Wanneer Jesus se boodskappe werklik tot 'n mens begin deurdring, word jy natuurlik daardeur uitgedaag en getransformeer. Ten eerste moet ons eers ons ore en ons harte oopmaak. Met elke asemteug kan God se plan vir die uitleef van ons hegte verhouding met hom in ons binneste uitgegriffel word. Hy is die rots der eeue en ons lewens kan op hom en in ooreenstemming met sy volmaakte plan vir ons gebou word. Wanneer ons Jesus aanvaar en in 'n noue verhouding met hom leef, sy gebooie onderhou, bou ons op die rots. Ek sluit af met 'n kwotasie uit die Groot Stryd. Die wet openbaar aan die mens sy sondes, maar dit bied geen genesing nie. Terwyl dit die lewe aan die gehoorsaames beloof, verklaar dit dat die dood die loon van die oortreder is. Die evangelie van Christus alleen kan hom bevry van die veroordeling of die besoedeling van sonde. Hy moet berou toon teenoor God, wie se wet oortree is, en geloof in Christus sy soenoffer. So verkry hy vergifnis van sondes wat in die verlede is en word hy deelgenoot van die goddelike natuur. Kom, ons sluit af met 'n gebed. Ons almagtige Hemelse Vader, dankie vir die wonderlike lesse wat ons vandag kon geleer het.
Dankie dat ons kon gesien het wat sonde is. Dankie dat ons kon gesien het die verband tussen sonde en die wet, maar dat ons ook kon geleer het wat is die verband tussen die evangelie en die wet. Heer, ons besef dat ons onsself nie kan red nie. Ons besef ons is sondige mense en ons het U so nodig in ons lewe. Ons besef dat slegs deur geloof ons vergifnis kan ontvang. Dat slegs deur geloof in Jesus Christus kan ons bevry word. Maar Heer, ons besef ook dat ons geloof in Christus moet goeie vrugte voortbring. En daardie goeie vrugte kan gesien word in ons goeie dade en in ons onderhouding van U gebooie. Heer, seën ons en help ons in hierdie heiligmakingsproses, is ons gebed in Jesus naam. Amen.